die ouderlinge en die sera's, hoe hulle God aanbid, ouens. Hallelujah. You and I need the revelation. You and I need to know Him. Ons moet God leer ken. En dis hoekom jy die Heilige Gees van God nodig het. Jy die Gees van God nodig. Kinders van die Here, luister mooi. You and I, we need God, Holy Spirit. The Spirit of truth, the Spirit of revelation. You and I need to become desperate for God, Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ek wil met jou praat na aanleiding waar ek verlede week by een van die nasorg iemand gaan besoek het en ek stap in by die kamer en daar lê die twee persone en die een ken julle, Willie Strydom, is ook 'n huisagent, maar in elk geval maar kan sien toe ek instap, sien ek Willem, God need to do a miracle hier. En ek kyk net die ander ou en een is white en die ander is brown en ek sê hey, en ek kan hulle mooi vertel van the Spirit of a living God. Ons is gees, ons is siel, ons is liggaam. Color doesn't matter. It's all about your spirit. Halleluja, en ek bedien hulle twee. En toe ek uitstap, toe word hierdie gedagte wat ek vanoggend met u wil deel, toe word dit in my gees gebore. En dit is, ek bid, ek kom by Willie en ek sê vir hom, Willie, ek is nie hier om vir jou te kom bid nie. Ek is hier om jou gesond te maak. Jy sien, daar is tye wat ons bid, maar daar is tye wat ons gesond maak. Jy sien, die gesondmaking kan kom deur gebede, maar ons skryf weg agter gebed, sodat ons nie fisiese hande oplê of ons mond oopmaak en spreek, en sê maar, wow, now the power of God will do the work. En terwyl ek so hulle bedien, en hulle kyk my aan, want ek raak ontsteld in die gees vir mense, die woorde wat uit hulle mond uitkom, vir alles daar behoefte is, of daar siekte is, of wat dit ook al. Jy sien, dit is in die sielsrealm, wat ons woorde spreek, en jy gaan net oes dit wat jy gesê het. So met ander woorde, ek en jy moet leer om koninkrykstaal. Ek bedoel, daai kind kan sy al praat. In haar taal, ja. Maar kan jy verstaan wat sy sê? Moenie worry as jy verstaan, jou ook hier hoor. Maar, ons staan nie by my. Bring my gou. Ek wil vir julle 'n demonstrasie gee. Jy sien, staan nie, hou haar vas. Draai om, kyk vir die kamera. Jy is ook nou op YouTube hoor. Okay. Nou, hierdie baba, sy praat babataal. Maar die papa kan nie verstaan wat sy sê nie. Maar sy kan ook nie verstaan wat papa sê nie. Maar na 'n ruk, na 'n paar maande of so, gaan hierdie kind begin agterkom wat papa sê. Sy gaan nie al hele lewe lank babataal praat nie. Die vingers is koud. Sy gaan nie hele tyd babataal praat nie. En daar kom 'n tyd dat sy met hom, met papa gaan kommunikeer. Maar sy gaan net weet, die taal wat sy gaan gebruik, is wat sy van hom af ontvang. Maak dit sin? Dankie. Jy sien, en dis die probleem, die taal wat ons leer, gaan maak dat ons dit praat, en as ons daardie taal praat, dan gaan jy die vrug van daardie taal, want dis woorde wat uit jou mond uitkom, dis wat Spreuke sê, dood en lewe lê in die mag van die tong, en hy wat dit graag gebruik, gaan die vrug daarvan eet.
Okay. So met ander woorde, wat sê ek vir jou vandag? Jy sien, kind van die Here, toe ek daar met Willem en die ander man praat, ek sê, let op julle taal, ek is ernstig met julle, ek sê, let op na die taal wat julle praat, nee. Weet jy, want ek weet hoe operate Christene. As hulle in 'n dokter se spreekkamer inkom, nee, die Here moet hulle help, nee. Want nou vertel hulle daai dokter, hulle is so siek, nee. Hierdie pyn, daai, weet jy, wat kom uit hulle mond uit? Nou, hoekom verander die kinders van die Here? Ek sê nie jy moet dokter toe gaan, ek sê net praat reg, dis wat ek vir jou sê. My dokter Johan Joubert of jy sê, hierdie pastoor praat reg. As ek by hom inkom, maak hy sê hoe gaan dit? Nee, gaan goed man. Hy sê, waarmee kan ek jou help? Sê ek, want check goed vir jy, so check vir daar, weet jy, sodat ek die goedes kan bestraf en uit kan kry. Okay. Maar jy sien, kind van die Here, wat wil ek vir jou vandag sê? Die vrug van jou lippe, maar ek wil vandag met jou praat oor die vrug van die kruis. The fruit of the cross. Hoekom is dit dan so, dat ons nie die vrug van die kruis verstaan nie, en die vrug van die kruis, met ander woorde, die werk wat Jesus aan die kruishout gedoen het, toe hy met sy stikkende liggaam daar aan die kruishout hang, en die bloed tap uit sy liggaam uit, en hy het nie meer die gestalte van 'n mens gehad nie. En toe hy sy laaste asem uitblaas, toe hy uitroep, tetelestai, dit is volbring. Toe betaal hy vir die wêreld, vir my en jou, sonde. Hy betaal vir ons sonde, want die Bybel sê, in Romeine 3:23 sê, die loon van die sonde is die dood. En almal van ons het gesondig, en as jy sê, jy het nie gesondig, die sê die Bybel is jy 'n leienaar. We all have sinned, ons het gesondig. So met ander woorde, toe Jesus aan die kruishout sterf, toe betaal hy vir die wêreld, vir daardie mense wat daar was, en tot vandag toe, die krag van die kruis, die krag van die bloed, die krag van sy wonde. Maar dink u nie dalk, dat Jesus vrug verwag, vir wat hy in die kruishout gedoen het nie. Daai liefde wat hy het, vir my en jou, wat hy gedemonstreer het. En ek stap uit daai hospitaalkamer uit, en hierdie gedagte, dit val in my gees, en ek dink, ek weet God, Heilige Gees, praat met my oor die vrug van die kruis. Want jy sien, die vrug van die kruis moet manifesteer in die hospitaalkamers. Hallo? So met ander woorde, wat 'n tipe vrug verwag ek en jy? Ons kan aardse dinge doen en ons verwag vrug. Maar as dit kom by die geestelike dinge, dan raak ons nooit stil as die Here Jesus. Wat verwag u van my nie? Jy sien, want ek wou nie net woorde, ek wil nie net bid nie, ek wil nie net leefwoorde uit my mond uitkom nie, ek wil die vrug van die kruis in daai twee liggame inkry. En ek het ernstig vermaan sê, praat van nou af reg. Jy kyk nie na die omstandighede nie, jy kyk na die woord van God, wat vir jou sê, na jou sonde is vergewe, en deur sy wonde is jy genees, 1 Petrus 2:24.
En dis hoekom Paulus sê dan in Romeine 1, hy sê, ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie, want hy is 'n krag tot redding. En die hele week woel hierdie ding in my gees. Jesus, U het reg om vrugte verwag. Want so 'n liefde wat U kom demonstreer het op hierdie aarde, vir my en vir die mensdom. Sien, en dis hoekom die Bybel vir ons sê, Jesus sê dit in Johannes 15, sê, hoor wat sê hy hierso, hy sê, die laaste onderwys aan sy disippels, vervolgende verering van Jesus en sy disippels, vereniging, vers 7 sê, as julle in my bly, en my woorde in julle. Kind van God, wat sê hy? Hy sê, as julle in my bly, en my woorde in julle bly. Sien, ons sit, is Johannes 15, vers 7. Ons sit met 'n probleem. Ons sit Sondag na Sondag, sit ons in die dienste, maak nie saak reg oor die wêreld nie, en ons hoor die geklank. Maar wat hoor ons? Hoe ernstig is jy oor die woord? Nou, die woord moet vrug dra. Wat is dynamis? Wat is my vereiste vir enigeen wat wil inkom en sê ek wil deel word van dynamis bediening? Daar's net 3 dinge. Een is, jy moet my erken as jou geestelike ma en pa. Vir Letties, vir my, ons erken as jou geestelike ma en pa. 2, jy moet my toelaat om jou toe te rus. Waarmee gaan ek jou toe rus? Nie met opinie 3 vers 3 nie. Nope. Ek gaan jou toe rus met die woord. En baie keer is die woord swaar vir jou op daai stadium in jou lewe. Dit is swaar om te verstaan, want as 'n tyd in Jesus se bediening ook in Johannes 6, wat toe hy vir hulle sê, eet my brood en drink my bloed, toe sê hulle, maar dit is te swaar, en hulle het van hom al weggegaan. Maar jy sien, kind van die Here, ek moet altyd die vrug van die kruis wat Jesus gedoen het, ek moet 'n verwagting hê. En as ek nie daardie verwagting het nie, dan gaan ek dit nie oppas nie. Soveel mense het 'n bediening, maar hulle pas dit nie op nie, hulle maak nie daai bediening hulle bediening nie. Dis maar net 'n bediening. En omdat dit 'n bediening is, pas hulle dit nie op nie, hulle waak nie daaroor nie, hulle verwag nie vrug nie, enige teenstand wat kom in daai bediening van hulle, dan gee hulle moed op. Dan sê hulle, die mense wil nie. Maar ek kan jou 'n brief gee. If you walk in the supernatural, the kingdom of God, the language of God, of the kingdom of God, the manifestation and demonstration of the words of the kingdom. When you start to use that words, and you start to manifest and live it, in the supernatural, you will always have people around you, surround you. Maar die vrug van die kruis, en ek glo met my hele hart, ek gaan nou vir ons verder lees, wat sê die woord. Maar as ek kyk, as ek gemmerkoekies bak, klap koekies, dan het ek 'n verwagting dat hierdie koekies beter gaan wees as die voriges. Honestly. Hy moet lekker wees, ek moet die koffie dip, dan kan ek moet nie wag. Ek moet eintlik nie wag dat ek hier in my mond kan kry die volgende een in my koffie kan sit. Daai verwagting. Daar kom gister my landlord by wie ek die huis hier, hy kom in sy laaitie, hy so, die oukie is nog aan sy maag gewees toe ons eerste keer ontmoet, dus die laaitie net so groot.
En hy sê vir my, oom, is hier nie iets te eet nie? Ek sê, wil jy piesang sê, wil jy narkie sê? Hy sê, nee, ek wil 'n dadel nie. Hy kon nie weet dat daar dadels in die huis is nie. Maar hy het dit gevra. En ek en Letty was net die oggend, ons het daar by Food Lovers gewees, en sy het 'n pakkie dadels. En ek gaan haal van een, ek sê, hier is jou dadel. Maar toe hulle uitstap daar, toe stap hulle uit met 'n sak. Koekies en beskuite. Want dit is my lekker om weg te gee. Want die Here het my dan nou geseën in hierdie week met hoeveel geld. En ek lewe in daai blessing. Ek kom kuier hoop, kan jou kry. Jy sien, kind van die Here, daar's 'n verwagting, daar moet 'n vrug wees. En sy pa sê, as ons by hierdie huis uitstap, dan stap ons altyd met iets uit. En weet jy, hoe lekker was dit my gewees, dat dit gekenmerk kan word aan 'n man wat saai. Dit was my so lekker gewees. Maar nou kom die woord en hy sê vir ons so, en ek gaan dit weer lees vir ons, vers 7, Johannes 15. As julle in my bly en my woorde in julle. Nou, die woorde van die Here, dit bring lewe, want dit is lewe. Want die woord van die Here manifesteer. As ek die woord gebruik, voorspoed, dan daai woord sê voorspoed, nou begin voorspoed my agtervolg. Dis wat God se woord sê, ouens, dis nie my opinies nie, dis wat die woord van die Here sê. Dit wat jy sê, dit sal jy verkry. Maar nou kom die woord van die Here, hy sê, as my woorde in julle bly. So die woord van God het die vermoë om vrug te dra, luister mooi, vrug te dra vir Jesus. Nee, want die demonstrasie van wat hy gedoen het, nee, dis die vrug. Hy wil hê dit moet met jou goed gaan. Hy wil hê dit moet met jou goed gaan. Hy wil hê jy moet in die supernatural lewe en supernatural beweeg. Nee. Dis wat die Here van jou wil hê. Nee. Dis wat sy verwagting vir jou is. Nee. Soos enig iemand anders te vir jou sê, show me scripture. Nie opinies. Julle ken met die tyd. Ek hou nie van opinie nie. Ek soek lewe. Maar jy sien die openbaring van gees, siel, liggaam, die openbaring, God, Heilige Gees, wat my moet herinner aan alles wat Jesus gesê het. As ek die woord in my het nie, kan hy my nie herinner nie. Ek gaan dit weer sê. Jou Bybel kan jy maar oopmaak daar op jou bedkassie. En die witchcraft manifesteer in die Bobbejane, gooi die borde af en jaag die kat en die hond en die muise en al die goedes gaan te keer. En jy kan maar jou Bybel oop lê dan, daai ding gaan bly. You need. Yes, ek like jou Bybel. Haar Bybel is soos my Bybel. Sien jy, gekleer. Hierdie geskrewe woord moet in jou gees wees. En al hoe jy hom uit daai bladsye gaan uitkry in jou gees, is wanneer jy hom lees, saam met God, Heilige Gees. Ons gaan nou vir jou sê, ek het nie vergeet van jou verjaarsdag nie hoor, maar ek het niks koek gesien daar op die tafel. Ek hoef nie met jou ma te praat nie, jy
Jy moes die koek gebring het. As jy my nog genooi het om saam party te gaan, nou het op jou selgroep, dan sou ek stil gebly het. Maar ek was nie genooi gewees nie. Nou maak ek het openbaar die sonde. Here help hom. Lord forgive me. Amen. Maar om terug te kom, kind van die Here, dis so belangrik. Dis so belangrik. Jy moet vrug van daai woorde verwag. Want Jesus, die vrug van die kruis op die kruis, deur die kruis, daar moet vrug wees. Hoe gaan die kruis vrug toon? Is wanneer ek en jy God se woord in ons gees kry, die Heilige Gees bring die waarheid op, en met jou wil, want jou wil is mos 'n deel van jou siel, en met jou wil sê, ek wil dit hê, ek wil dit verander. Die woord moet lewend word in en deur my gees. Kind van God, dan moet, en ek is seker daarvan, kom ons lees, dan kan jy sien waarvan ek seker is. Nou gaan hy anders sê, sal julle vra, net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Maar as jy nie weet wat die skrifte sê nie, dan oes jy opinies. Wat 'n ma, pa, ouma en oupa, en ja, maar dis godsmense, dis kerk, dalk kerkmense, die godsmense was so, jy moet nou alles gehad het. Kan jy hoor, jongman? Nou, en dis die evangelie, dis nie my evangelie nie, dis Jesus se evangelie. En hierdie evangelie, hy geld vir almal. Hy geld vir almal, hierdie evangelie, die woorde van die Here is 'n krag. As my woorde in julle bly, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Ek wil hê jy moet hoor wat sê die Bybel, moenie sommer gou jump tot conclusions nie. Elena, Engels verbeter suster. Sy is my suster daar in Ladysmith Natal, sy het my gehelp leer Engels praat en tot ek my mind opgemaak het. Ek kan Engels praat, jy moet maar dit net verstaan. Maar jy sien, kind van die Here, hoor wat sê hy, as my woorde in jou bly. Ek gaan dit weer sê. As my woorde in jou bly, sal jy vra net wat jy wil, dan sal jy dit verkry. So, in ander woorde, jy sal vra volgens sy woord. Jy sal nie vra soos daai advertensie is, do you want it or do you need it nie? Of you want to need, daai ene, nee. Jy sal weet, want God se woord beskerm jou, is jou armor barrier, die woord van die Here beskerm my en jou, en hy bring voorspoed en oorvloed vir my en jou en vir die kerk. Maar hoekom beleef ons dit nie? Almal kerksmense en almal, Here help ons. Lord, start with me dat ek kan verstaan die krag van die woord wat deur die kruis manifesteer, sodat daar vrug kan wees. As julle by my, nou kom ons gaan aan, en julle sal verkeerde weer sê, nou hoor wat sê vers 8. Thank you, Lord Jesus. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Hoor wat sê hy? Hierin word my Vader verheerlik.
as julle vrug dra. So die vrug van die kruis. Met ander woorde, vanoggend is ons inleiding, ons gaan so 'n paar weke praat oor die vrug van die kruis. Hy's net te veel om net so en so nee, ons gaan hom diep te vat. Die Here gaan ons help. Nou kom ons deur. Wat sê Jesus? As julle vrug dra, dan word Vader verheerlik. Baie ons praat van die kruis, hulle Kersfees en hulle Paasfees maar net daai tydjie, dan is hulle godsdienstig en as die tyd verby is, wees nou power, wees nou fruit. Maar jy sien, kind van die Here, is omdat die woord nie in hulle bly nie. You and I need the revelation of that word. Nou vra jy, as jy net teruggaan na die vorige hoofstuk toe, in Johannes 14 sal jy sien, Jesus sê, voorwaar, ek sê vir julle, groter werke as wat ek gedoen het, sal julle doen. En dis net groter werke, dit gaan in quantity. Groter werke as wat ek doen, sal julle doen. Nou hoor wat sê, as jy omdat ek na my Vader toe gaan, en alles wat julle in my naam vra, jy kan maar lees daar in Johannes 14, 13, 14, lees dit daar so. Alles wat julle in my naam van die Vader vra, sal hy vir julle gee. Dis die vrug van die kruis. Maar as ons wil beginne met die vrug van die kruis, dan moet ons beginne met die woord. You and I need revelation. Die kerk vandag het openbaring nodig van die woord, van die skrif. Want dis hoekom Jesus aangaan in Johannes 14 sê, vers 17 sê, wat sê hy? As jy in die gees van die waarheid, hoekom ontvang die kerk dan die waarheid nie? Sê nee, pastoor, jy kan nie daai dinge sê nie. Ek kan dit sê. Want die vrug verraai my en jou. Ek stap so in die week so hier agter toe. En ek het 'n bietjie raads opgegee agter. Ek sê nee, ek moet hier voor kom stop. Die ouens parkeer op my plek en dan raak ek moeilik. Nou sê ek vir hulle, nee, sê ek vir die agent, haal my naam af daar. Want nou moet ek met hulle beklei. Hulle staan op my parkeerplek. Maar môre wil ek hulle evangeliseer. Nee, hy kan nie vlieg nie. Ek gaan maar hier sit daar nie so ontstaan. Maar evangeliseer, gaan ek hulle evangeliseer. Maar ek stap hier om. En as 'n vrou, sy so dingetjie in haar hand. Dis nie yskrem met chocolates nie. En ek kyk na daai ding en sê, daai ding wat ons so suig. Wipe, daai go. En ek begin met dat presisie, maar sy het daar nou al verbetering gedoen, sy is nou op hom af van die sigarette af. Hallo? Ek sê, waar lees jy daai nonsens? Hierdie goed is giftiger vir jou liggaam as die sigarette. Ek sê, maar kom gebruik jy die goed? As jy siek word. Why? Hoe kan jy jou liggaam lief hê? Kom nou kyk. Julle gelukkig, julle gebruik ons nog nooit van die goeders gebruik nie. Julle ken nie die goeders nie. Dis ons daar buite. Dalk aan Bloemfontein, ek weet nie. Maar ek het gesien die Parel is dit ook van hulle. Jy sien, kind van die Here, dit is die leuen, maar die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie. Hulle ken nie waarheid nie, want you will only know
truth from the Spirit of a living God, reveal that word unto your spirit and renew your mind. That is the only way you will become free. Of set free, of een van die. Jy sê, kind van die Here, wat is ons probleem? Ons ken nie die skrif nie. Want hoeveel keer sit ons, as die ding nie manifesteer in my lewe nie, ek het gebid en dit manifesteer nie, ja, die Here wil seker nie. Waar lees jy die nonsens? Gaan terug en kyk hoeveel skrif het jy, gaan kyk in jou lewe vir daai situasie, gaan na die woord toe, kyk daai woord in jou gees. Daai woord moet werk. Daar moet vrug van die kruis wees. Hy het gesterwe, hy is die woord, hy het gesterwe vir sy woord. Maar nou gaan Jesus verder sê, want julle ken hom. Wie? Die gees van die waarheid. Want hy gaan in en by julle wees. En dan kan jy aangaan. Ek sê baie keer, sê ek, as mense begin by jou te leen, of begin by jou te bedel, pas op, dat jy nie hulle bron word nie, hoor. Die dag as jy nee sê, word jy hulle vyand. Jy, kind van die Here, jy Christen, hè? En kyk wat maak jy? Is dit waar? Die advokaat sê ja, dit is waar. Wil jy enige regter word? 'n judge? Jy die regte haarstyl vir dit? Huh? Nee, jy moet dink groot. Kom aan, Miss Amy. Come on, man. Ek wil 'n judge in my gemeente hê. Kom aan. Dink groot. Moenie hope. Please, sissie. Check the word. En dat niemand iets anders te vir jou sê nie. You are king. My kleindogter sê, nee, oupa, ek is 'n koningin. Ek sê, waar lees jy dit? Jy's geen koningin, jy nie, man. Jy's 'n koning, en ek verduidelik vir haar, o, nou verstaan ek. Sien, wat sê die woord vir my en jou? Wat sê die skrif? Hy sê, as ek en jy vrug dra, van wat? Van die woord. Die vrug van die kruis. Dan word Vader verheerlik. Sien, kind van God. En ek kan dit maar gaan ondersoek. Baie mense wil vir jou kennis gee. Ek wil vir jou lewe gee. Kennis maak opgeblaas. Maar openbaring gee lewe, bring vrug. Toe daai baba gebore word, wat soek sy toe? Melk. Huh? Daai enetjie moet daar, sy soek melk, en waar is? Ek hoop Gabriel soek nie melk nie. Hy moet 'n oudspap kry nou. Here help Gabriel se ma. Lord. Ja, amen. Jy sien, kind van die Here, maar kind kan nie aanhou melk drink nie. Maar toe die kind gebore word, toe soek daai kind melk. Verskoning. Daai kind het die biltong gesoek nie. Daai kind het die T-bone steak gesoek nie. Daai kind het melk gesoek. Want as jy vir daai kind, dit is te mooi, en ek wil hê jy moet baie mooi luister nou, wat ek nou gaan sê. Nou, jy weet, daardie kind, as jy vir hom of vir haar vaste kos gegee, so jy kan sy dood veroorsaak. Of kon jy die kind se dood veroorsaak? Maar so maak ons geestelik, ons bly iemand in die Here, wil ons vaste kos gee. Nee, bring hom by die
fondasie uit. En soveel keer stoot ons mense weg met ons kennis. Ons trek hulle nie nader nie, hulle is bang vir ons. Sal ek ooit daar uitkom? Nee, dan loop hulle. Verskoning, soek hulle 'n lekker kerk. Maar kom ek sluit af. Die vrug van die kruis beginne met die woord. As jy nie woord het nie, kan daar nie vrug wees nie. Nou hoor wat sê hierso. Ons gaan nog net so 'n bietjie gou aan hierso. Dat julle sy disippels sou wees, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek in die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Maar so kan jy maar die hele hoofstuk lees. Sê op 'n stadium, sê hy, vers 1, sê hy van vers 15, hoor wat sê hy hierso. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Nou hoor wat sê hy hierso. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. Nee, ons hou nie van daai skoonmaakproses nie. Ons hou nie van daai skoonmaakproses nie. Want ons verstaan ons nou nie wat in Jakobus 1 sê, ag dit louter vreugde nie. Party ouens verkondig van die kansels af, neem die Here aan en al jou probleme is weg. Hulle lieg soos tandetrekkers, man. Dis nie wat die skrif sê nie. Jy kan 'n kind van die Here wees en jaag aan, dan kyk jy wat gebeur met jou. Die woord van die Here sê, as jy nie getuigtig word nie, is jy oneg. Dan is jy oneg. Daar's vergifnis, daar's gevolge net. Daar's vergifnis. Daar's vergifnis. Daar's gevolge. Is dit so? Hoop. Ek wil jou sê vandag, en ek gaan dit vir die tweede keer of die derde keer vir jou sê. God did not call you for the natural. God called you for the supernatural. En wanneer jy daardie woord vat, en jy kry hom in jou gees, dan moet jy vrug van daai woord verwag wat uit jou mond uit gaan kom. And then you will see the power of the kingdom of God start to manifest. God did not call you for the natural. Die eerste keer toe ek daai woord gegee, toe lê jy daar op die grond. Amen, is dit reg? I remember. As sekere ouens wat ek sekere woorde gee, ek hou dop. Daar moet vrug wees van die woord wat ek oor hulle lewe gespreek het. En baie keer sal jy agterkom in die gemeente self, sal ek sommer so deur die woordstuk vir iemand sê, pas op daar, watch daar. Hulle gee nie ag nie, rukkie daarna is hulle in die gemors in. Wat het hulle gemaak? Het nie ag gegee op die woord nie. Alles wat jy oorwin word, daarvan word jy slaaf. Of het nou tabak is, of het nou tarantaaltwak is, of het nou wyp is, of het nou chocolates is, of het nou biltong nie stukkies. Jy weet wanneer kos vir jou nie goed is nie.
Jy weet wanneer jy net een bord moet eet en nie 2 borde nie. Want jy weet die een bord maak jy versadig, maar dan kom daai lus. Daai ene. Dan kom hy na eet jy nog ene. Dis die eerste ene starter. Ja, en ek kan vir Callie vra, en hy het 'n getuie van dat. Kyk hoe staan hy so. Kind van die Here, as glimlag daaroor, maar uit hierdie glimlag kom daar baie waarhede uit. En dit is belangrik. Die vrug van die kruis beginne met die woord van God in jou. Daar kan nie vrug wees sonder woorde nie. Daar kan nie vrug wees met opinies nie. Die woord van die Here, alles op hierdie aarde sal verbygaan, God se woord nooit nie. So as ons vrug van die kruis wil beginne, en dan gaan volgende week gaan ons hom nou mooi stap, ons gaan hom mooi vat. Gaan ons hom deurwerk. Dan moet vrug wees. Al maak het seer. Al moet papa ons partykeer so 'n bietjie wiks. Dis liefde. Want hy soek die vrug waarvoor sy seun aan die kruishout gesterwe het. Waarvoor sy liggaam verbruisel is. Sodat hy nie meer 'n gestalte van 'n mens gehad het nie. Jesaja 52. Waar hy die vernedering moes gevat het. Vir my en jou sonde. Ons ongeregtighede. Aan die kruishout. Dit is betaal. So ek en jy nie verlore hoef te gaan nie. Amen.